Goeiemôre almal. Vandag is dit 'n maandagooggend. Dit is die 2de Maart. Kan julle glo die jaar 2026, lieflike dag geskenk deur Abba Vader vir ieder en elkeen van ons. Man, dit reën so saggies daar buite. Ons wil net vir die Here sê dankie. Maar ons bid vir geestelike reën in ons binneste, dat hy dit ook vir ons sal gee. Nietemin, my naam is Sonja Gerwe. Vanoggend gesels ons 'n bietjie oor wysheid. Nou, die Israeliete het wysheid baie hoog geag. Die derde en die laaste deel van die Hebreëse Bybel bestaan uit wysheidsliteratuur. Hier hoor jy hoe belangrik dit is dat jy wysheid sal nastreef, sodat dit jou hele lewe kan verander. Wysheid begin deur God te eerbiedig en vir hom neer te buig. Sy woorde maak jou wys omdat dit jou leer, sodat jy kan reg optree. Een van die boeke van die Nuwe Testament sluit hierby aan, as dit verduidelik dat wysheid van bo kom. Allereers sonder bybedoelings, verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig en opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Halleluja. Maar kom ons gaan lees. Ons weet sommer wat het Salomo gevra. Hy het gevra vir wysheid, maar kom ons lees dit daar 1 Konings 3, hier vanaf vers 5 tot 14. Toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo en God sê vir hom: "Begeer wat ek jou moet gee." En Salomo sê: "U het aan die knegg my vader 'n groot guns bewys, net soos hy voor die aangesig gewandel het in trou en geregtigheid en in opregtheid van hart met u, en u vir hom hierdie groot guns bewaar, dat u hom 'n seun gegee het wat op die troon sit, soos dit vandag is. Nou dan, Here my God, u het u knegg koning gemaak in my vader se plek, maar ek is 'n jong seun en ek weet nie om my ingaan en uitgaan te doen nie. En u knegg is midde onder die volk wat u verkies het, 'n groot volk wat nie getel of bereken kan word nie, weens die menigte. Gee dus aan die knegg 'n opmerksame hart om reg te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei. Want wie sou hierdie talryke volk van u kan regeer?" En dit was goed in die oë van die Here dat Salomo dit sou begeer. En God het vir hom gesê: "Omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het om vir jou rykdom te begeer en nie 'n lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het vir regsaak te verhoor. So doen ek dan nou volgens jou woord. Kyk, ek gee vir jou 'n wyse verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het en een na jou ook nie sal opstaan nie. Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal ek vir jou gee, rykdom sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees al die dae nie. En as jy in my weë wandel," en dit is nou 'n groot ding, "as jy in my weë wandel, deur my insetting en my gebooie te onderhou, soos jou vader Dawid gewandel het, sal ek jou daar verleng." So ons moet God se gebooie ook onderhou. Ons kan nie net doen wat ons wil nie. Dan Job 12, net vers 13. "By hom is wysheid en mag en hy gee raad en verstand." Dan gaan ons hier na Psalm 32 verse 8. "Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees," en dit is natuurlik God wat hier met Job gespreek. Dan Psalm 111, ons lees hier vers 6 tot 10. "Hy het al die krag van sy werk aan sy volk bekend gemaak, deur hulle die erfdeel van die heidene te gee. Die werke van sy hande is trou en reg. Al sy bevele is betroubaar, vasgestel is hulle vir altyd en vir ewig. Uitgevoer in trou en opregtheid. Hy het aan sy volk verlossing gestuur, hy het sy verbond vir ewig ingestel. Sy naam is heilig en vreeslik. Die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Almal wat dit beoefen het 'n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid." My laaste gedeelte, Galasiërs 3, ons lees hier gou van vers 8 tot 14. "En die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met hierdie woorde: En jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek, want daar is geskrywe: vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig is nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe: vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham nie net aan die heidene kom nie, aan Christus, deur Christus Jesus,
en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die wysheid wat U wel vir ons gegee het, Here, sodat ons daarin kan wandel en dat dit tot U eer sal strek. Here, gee vir elkeen wysheid, dit is my gebed in Jesus naam, halleluja, amen en amen.